Goeiemôre almal. Het is lekker om vandag hier saam met julle in die erediens te wees. Net so 'n paar afkondigings voor ons begin. Ons verjaarsdag, die 25ste verjaar John de Hollander en die 30ste Piet van Dijk Jr. En Piet hulle is vanoggend ook weer hier saam met ons na 'n lang rit uit Mosambiek. So ons is dankbaar om julle ook hier te hê. So ook almal wat vandag saam in die erediens is. Ons meelewing afkondigings, Hannes Hamman het 'n knieoperasie gehad, kraakbeen te skraap. Dus dink maar aan hom en sy herstelproses. Hannes Pieters herstel nadat hy baie siek was met COVID. Pieter Stander se pa is met kanker gediagnoseer. En dan ons vier vandag die sakrament van die heilige nagmaal. Net so 'n paar praktiese reëlings vir julle. Ek weet daar is van ons wat nog baie versigtig is oor die virus en daarom sal julle sien dat ons klein bekertjies of kelkies ook vir die lidmate beskikbaar het wat verkies om dit te gebruik. So julle kan sommer wanneer julle by die tafel kom sit net 'n bekertjie daar op die tafel vat ook. Die res wat wil kan dan die beker gebruik met nagmaal. Ons het 'n gemeente ete na die diens, ons gaan saam braai en saam kuier. En ek herinner julle ook aan die wildsvleis en wildswors wat verkoop word, R70 per kilogram. Ons kollekte is die eerste sakkie is vir barmhartigheid en die tweede een vir instandhouding van die erediens. En dan vra ek dat julle net na die erediens vir so 'n paar oomblikke sal sit dat ons 'n bietjie terugvoer kan gee oor ons as gemeente se finansies. Kom ons begin ons erediens deur ons afhanklikheid van die Here te verklaar met die woorde van Psalm 33 vers 11, die beruiming. Goedertierende Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunste gade en skenk ons u genade as ons op u wag. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam tot eer van die Here Psalm 31. Ons sing vandag sonder begeleiding Psalm 31 vers 1, 5, 15 en 17. In vers 1 sing ons net soos 'n rots gesterk gestewig teen storm en ongetyd is u o Heer vir my. Psalm 31 vers 1, 5, 15 en 17 en daarna bely ons saam ons geloof.
in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou saam luister na die Here se wet uit Eksodus 20 uit, en nadat ons na die Here se wet geluister het, gaan ons Psalm 86 vers 8 saam sing. Psalm 86 vers 8. Het ek nou reg hierso genommer? Ja, Psalm 86 vers 8, nadat ons na die Here se wet geluister het. Dis met die gesindheid van die woorde wat ons gaan sing, wat ons ook na die wet luister. Maar barmhartig en lankmoedig, groot van goedheid en oorvloedig, in genade en altoos of altyd getrou, is die Heer wat my behou. Wend U tot my in ontferming, red my, toon my U beskerming. Hoor my Heer, 'n seën is dit van U diensmaagd wat hier bid. Psalm 86 vers 8, nadat ons na die Here se wet geluister het, en daarna bid ons ook saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Yeah.
Ons almagtige Vader in die hemel, dit is met groot vrymoedigheid en vreugde in ons Here Jesus Christus wat ons tot U kan bid. En hoewel dit met groot vrymoedigheid is, weet ons, dis nie omdat dit iets alledaags is, of iets is wat ons sou kon verdien nie. Nou, ons weet as dit oor verdienste gegaan het, ons verdienste, sou ons elkeen op pad gewees het na die ewige dood. En daarom hou ons vas aan ons Here Jesus Christus se verdienste, hy wat in ons plek gesterf het en ons sonde op hom geneem het, ons skoon gewas het met sy bloed, sodat ons ewig in 'n verhouding met U kan leef. Ons bely voor U dat dit soms by ons kan verbygaan, hoe groot dit is dat gelowiges enige oomblik van die dag of nag met U kan praat en U luister. Ons bely voor U ook dat ons so maklik alledaags kan dink van die erediens, dat ons vergeet dat ons saam as U gemeente hier is om U te eer, om na U te luister en om deur U versterk te word. Daarom vra ons dat U ons altyd sal lei om te besef hoe groot U genade is. Ons met vryheid in Christus U kan dien. Ons dankie dat ons vandag na U woord kan luister, want ons weet U Gees versterk ons deur U woord en konfronteer ons met die dinge wat nog in ons harte vassteek, wat skeiding tussen ons en U bring. Ons dankie dat ons vandag nagmaal kan vier, waar ons kan sien en kan smaak dat U goed is. En ons bid dat U die woordverkondiging en die nagmaal sal gebruik om ons aandag op ons Here Jesus Christus te fokus. Ja, lei ons om in elke deel van ons lewe so te leef, dat ons Here Jesus Christus sal volg. Lei ons om ons werke, en dit wat ons by die skool doen, en die eksamens wat ons nou op skool en universiteit skryf, ook tot U eer te doen. Ons dankie dat ons weet dat U vir ons sorg. Ons dankie vir die reën wat al geval het. Ons bid dat U genoeg reën ook op U tyd vir ons sal gee. Ons bid dat U ons sal lei in 'n baie die mekaar tyd en jaar wat amper verby is, om nie moed te verloor, maar om aan U en U beloftes vas te hou. En wanneer ons stoei en wanneer ons sukkel en wanneer ons vra het, lei ons om na U toe te draai daarmee. En gebruik ons ook in mekaar se lewens om mekaar te versterk. Ons bid al hierdie dinge en ons weet dat U dit vir ons ryklik, vrylik in U genade gee. Ons bid dit daarom in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons luister vandag saam na die Here se woord uit 2 Konings uit, 2 Konings 5, gaan ons vers 1 tot 27, so dis die hele hoofstuk wat ons gaan lees, 2 Konings 5 van vers 1 af. Konings is net voor Kronieke in julle Bybels, as jy sukkel om raak te blaai. Dit is net na Samuel. 2 Konings 5. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooktogte het die Arameëse jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê: "Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak." Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. "Gaan gerus,
het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek en 342 kg silwer, 68 kg goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so gelui: ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het u klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stil gehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur, gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep en dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvandaan teruggery. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. En nee, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef en wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Naaman het by Elisa daarop aangedring om dit te aanvaar, maar hy het bly weier. Toe sê Naaman, as u dan nie iets wil hê nie, wil u nie asseblief vir my 2 myl vragte grond laat kry nie? Daarop wil ek brandoffers en ander diereoffers bring, net aan die Here, nie langer aan enige ander God nie. Daar is net een ding wat die Here my asseblief sal moet vergewe. As my koning na die tempel van Rimmon toe kom om te aanbid, en ek hom moet vergesel, en ek kan in die tempel van Rimmon aanbid terwyl hy daar aanbid, mag die Here my dit vergewe. Elisa het van Naaman afskeid geneem, maar toe hy eind weg was, het Gehazi, die slaaf van Elisa, die man van God, vir homself gesê, meneer het hierdie Arameer Naaman laat wegkom sonder om iets te aanvaar van alles wat hy gebring het. So seker as die Here leef, ek gaan agter hom aanhardloop en ek sal iets van hom aanvaar. Gehazi is agter Naaman aan. Toe Naaman hom agter hom sien aanhardloop en hy van die wa af afgespring het, hom tegemoet gegaan en hy het gevra, wat is verkeerd? Niks nie, het hy geantwoord. Die profeet het my gestuur om te sê, daar het nou net 2 jong manne van die profete gemeenskap hier aangekom van die Efraimsberge af. En sal u nie asseblief vir hulle 34 kg silwer en 2 stelle klere gee nie? Naaman het gesê, wees so vriendelik om 68 kg te aanvaar. Hy het by hom daarop aangedring, die 68 kg silwer en 2 geldsakke toegebind, en het saam met 2 stelle klere aan 2 van sy slawe gegee, om dit voor Gehazi uit te dra. Toe hy by die bult kom, het hy dit by hulle gevat en in sy kamer gaan wegsteek. Toe hy die manne laat gaan het en hulle daar weg is, en hy inkom en by die profeet gaan staan, vra Elisa vir hom,
waar kom jy vandaan, Gehasie? Hy het geantwoord, ek was nêrens heen nie. Hy sê toe vir hom, was ek nie in die gees by jou toe iemand van sy wa af omgedraai het om jou tegemoet te gaan nie? Moes jy die geleentheid aangryp om silwer en goud in die hande te kry, of olyfboorde en wingerde, kleinvee en grootvee, slawe en slavinne? Die melaatsheid waarmee Naaman aangetast was, sal vir altyd aan jou en jou nageslag sit. Toe hy van Elisa af weggaan, was hy klaar melaats, dit soos sneeu. Net so 'n paar verse vir ons weer saam lees. 2 Konings 5 vers 10 en 11 en 14. Naaman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het. Sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. As die gevleit sal nou uit julle oor wees. Dankie die. Waaraan dink jy as jy die woord genade hoor? Dalk is dit vir jou 'n woord wat jy al so baie in jou lewe gehoor het, dat vir jou iets gewoon is, dis nie vir jou iets snaaks. Dalk is dit 'n woord wat so deel van jou woordeskat is, vandat jy klein is, dat jy nie veel daarvan dink nie. Dalk is dit 'n woord wat jy al gehoor het, maar nog nie seker is wat dit beteken. Dalk spreek jy van daai woorde wat jy gewoond is, jy hoor dit dalk in die kerk, maar nêrens anders. Nou vir baie van ons is genade so 'n algemene woord, want baie van ons het met die woord groot geword, dat ons al soveel idees en betekenis daaraan gekoppel het. Dat ons dalk al 'n paar dinge van genade vergeet het, soos die feit dat genade verrassend is. En dis die teenoorgestelde van wat jy verdien. En dis hoe die Here se genade is, dit is verrassend, dit is ongewoon, dit is onverdiend en dit bring mense tot stilstand, dit verander jou lewe dan ook. Kom ons kyk hoe die Here se verrassende genade Naaman se lewe verander het, en hoe sy verrassende genade ons lewens ook verander. En Naaman was een van daai gelukkige ouens gewees wat alles gehad het. Hy was die hoof van die Arameërs se weermag, een van die grootste weermagte in die destydse wêreld. Hy was in beheer, so hy was 'n gesiene man gewees. Almal het geweet wie hy is. Hy was 'n vertroueling van die koning, hy was 'n dapper soldaat, hy het al groot oorwinnings vir die Arameërs behaal. Hy het alles gehad. En toe word hy siek. Skielik is daar iets in sy lewe wat hy nie met sy vuiste of met vrees kan regkry. Iets wat hy nie self kan uitsorteer nie. Jy word nie immers nie generaal van die Arameëse weermag as jy nie 'n man met murg in jou pype is nie. Skielik is dit iets wat hy nie self kan regkry. Hy word melaats. 'n Siekte wat in daardie dae sou beteken dat jy weggestoot word uit die samelewing. 'n Siekte wat sou kon maak dat Naaman alles wat hy gehad het, sou verloor. 'n Siekte wat sy lewe kon neem. En in wie Naaman is, sien ons die eerste verrassende deel van God se genade. Naaman is nie 'n Israeliet nie, hy is nie deel van God se volk nie. Inteendeel, hy is deel van een van die volke wat Israel se grootste vyande was. Iemand wat God se genade nie verdien. En selfs al sou hy dalk deel van God se volk gewees het, sou hy nie naby God kon kom nie. Israeliete wat melaats geword het, moes weg van die samelewing afgelewe het. Hulle kon nie gaan aanbid het in die tempel nie.
totdat hulle rein sou wees. Ons sien ons hoe verrassend die Here se genade is, die Here wat in beheer van die hele wêreld is. Hy wil Naaman gesond maak. En hy sê maar net weer daar in vers 1 ook, dit daar by jou verbygegaan, deur hom het die Here oorwinning aan Aram besorg. Die Here regeer oor die hele wêreld. Nou die Here besluit, hy wil Naaman gesond maak en in hom laat glo. Verder verrassing van die Here se genade is dat hy 'n klein slawe dogtertjie gebruik het om Naaman op die regte spoor te sit. 'n Dogtertjie wat uit Israel van haar land en haar mense af weggevat is, en as Naaman se vrou se slavin begin werk het en vir haar mense daar lief geword, wat so omgegee het vir hulle, sê ek sê, maar as meneer maar net by die profeet in Samaria kan uitkom, hy sal hom gesond kan maak. Dan moet ons vra, hoe sou hierdie dogtertjie anders van die profeet geweet het? Hoe sou hierdie dogtertjie anders van die Here geweet het wat mense gesond maak, as haar ouers haar nie van hom geleer het? En dan gaan Naaman na sy koning toe en hy stuur hom met 'n brief en geskenke na die koning van Israel toe. Hy moes sekerlik gedink het, as daar so groot profeet is wat mense kon gesond maak, sou hy vir die koning van Israel gewerk het. Dan sien ons dat die koning van Israel nie weet wat om te doen nie. Dalk hy van die profeet vergeet. Hy skeur sy klere en hy's hartseer. Hy's oortuig daarvan, hierdie ander koning het nou net iets gesoek. Hy het 'n rede gesoek om hulle aan te val. En hy besef maar, ons kan onsself nie teen hulle verdedig nie. Ons is nie opgewasse teen die weermag van die Arameërs. Nou hoor Elisa hiervan. Elisa die profeet, die man van God, die een wat Elia opgevolg het. En hy sê vir die koning, laat Naaman na my toe kom. Sodat hy kan besef daar is 'n profeet in Israel. Sodat hy kan besef dat die enigste God hom gaan help. Nou dink jouself nou hierdie prentjie in. Hier kom hierdie gesiene Naaman met sy hele gevolg, al sy dienaars, al sy perde en al sy waans, en hulle stop daar voor Elisa se huis. En daar is niemand om hom te verwelkom. Niemand om te spring as hy sy vingers klap nie. Elisa kom nie eers uit om te groet. Hierin sien ons nog 'n verrassende deel van God se genade. Hy gee nie sy genade omdat iemand belangrik is. Hy gee nie sy genade omdat iemand dit verdien nie. Elisa stuur maar net 'n boodskap uit vir Naaman. Gaan was jou 7 keer in die Jordaan en jy sal gesond en rein wees. En net daar vererg Naaman homself en hy ry weg. Wie is hierdie ou profeetjie dat hy net vir my 'n boodskap stuur? Hy het nie eers uitgekom nie. As hy nou regtig sou gesond kom maak, sou hy voor my kon staan het en 'n groot vertoon gemaak het, sy hande oor my geswaai het, dalk 'n paar goed geprewel het en ek sou gesond kon word. Maar hy kom nie eers uit nie. En hy sê vir my, ek moet myself in die Jordaan gaan was. Dis dan so 'n klein bruin fyn stroompie in vergelyking met die riviere van my land. Nee wat, hy mors my tyd. Sien verder God se verrassende genade dat Naaman se dienaars, mense wat as hulle uit hulle beurt uitgepraat het, net daardeur om doodgemaak sou word, om oorreed om vir Elisa te luister. Hy sou dan die moeilikste ding doen as hy dit vir jou gegee het om gesond te word. Jy het niks om te verloor deur hierdie eenvoudige ding ook te doen. En daar gaan was Naaman homself en hy word gesond, beter as gesond. Sy vel word soos die van 'n klein seentjie weer. En dis eintlik so eenvoudig. Gaan was jou en jy word gesond. Dit is so verrassend, want hier is iemand wat God se volk se vyand is, iemand wat God se vyand is, iemand wat glad nie verdien om iets by God te kry nie. En God maak hom gesond en hy gee aan hom geloof. Naaman glo dat God die enigste God is. Weet julle, God se genade in ons lewens is net so verrassend. Gaan
was jou en jy is gesond. Glo en jy word gered. Nou, Aman se siekte sê vir ons baie oor hoe groot God se genade in ons lewens is. Baie van ons het al van melaatsheid gehoor, word deur sere en goed op jou vel gekenmerk, maar wat baie min van ons van melaatsheid in die Bybeltyd weet is, dit is 'n siekte wat jou senuweepunte aanval. Veral in jou ledemate wat die verste van jou hart af is, soos jou vingers en jou tone en jou hande. So wanneer jy melaats is, word jou senuweepunte beskadig. Soveel sodat jy nie pyn kan voel nie. En dit klink miskien nou na 'n goeie ding, maar dit is nie. Want skielik kan jy nie voel as jy jou vingers nie, of as jy jou hand brand nie, of as jy nie skerp trap nie. So as jy melaats is, kan jy jouself beskadig, jouself vernietig, sonder dat jy dit besef. Kan jy ledemate verloor, omdat jy nie besef dat jy besig is om jouself seer te maak. As jy nie gesond gemaak gaan word nie, deur God nie, gaan jy jouself letterlik doodmaak, sonder dat jy baie van dit voel. En as ons mooi daaraan dink, is dit 'n perfekte beskrywing van die sonde dood van die mens. Jy weet nie eers jy is dood. Jy is nie eers bewus daarvan dat jy besig is om jouself te verwoes nie. Soos iemand met melaatsheid met sy hand so op 'n stoof se plaat kan staan en dit nie agterkom nie, is ons besig om wanneer ons in die sonde vasgevang is en daarin te lewe onsself beskadig. Soos iemand wat melaats is en homself heeltemal gaan doodmaak as hy nie gesond word nie, so gaan ons onsself heeltemal doodmaak as ons nie gered word nie. En dis waarom God se genade so verrassend en so nodig is. God red mense wat dit nie verdien nie. Mense soos Naaman. Mense soos ek en jy. Hy was mense skoon met Jesus Christus se bloed. Mense wat nie deel is van sy volk in die Ou Testament. Die mense soos Naaman, mense soos ek en jy. En hy doen dit nie met 'n groot vertoning of met hande wat geswaai word soos Naaman wou gehad het, maar stil en kragtig deur sy Heilige Gees wat ons harte verander. God se genade is verrassend, want hy herstel nie net jou lewe nie, hy gee vir jou beter lewe, hy gee vir jou die ewige lewe in Jesus Christus. Net soos hy Naaman nie net gesond gemaak het, maar sy vel weer soos die van 'n klein seentjie gemaak het. So hy maak wanneer jy in hom glo dat jy nie net gewoonweg meer lewe nie, maar nou vir hom lewe. Dis wat God se genade so verrassend maak. En is die teenoorgestelde van wat ons verdien. Ons verdien die ewige dood. Ons verdien om dood te gaan in ons sonde. Maar God was ons skoon met Jesus Christus se bloed en hy gee vir ons lewe. Net soos Naaman homself nie kon gesond maak, jy kan ons onsself nie red. Jy kan absoluut niks doen om jouself te red. Dit is God wat in sy genade na jou toe kom. Maar dis nie waar dit stop nie. God se pad met ons stop nie by hom wat ons skoon was in Jesus Christus en hy ons sê, daar gaan jy. God stop nie nou en sê vir ons, maar lewe nou maar soos jy wil, julle is ons gered. God se genade is verrassend, want dit verander ons lewens. Net soos Naaman se lewe heeltemal verander was. Want nie net is hy van melaatsheid gesond gemaak nie, hy het in God begin glo. Nie net as een van baie gode wat daar 'n bietjie sterker as die ander is nie, maar as die enigste ware God. Hy is so bly en dankbaar oor wat met hom gebeur het, dat hy vir Elisa 'n geskenk wil gee, maar Elisa wil nie die geskenk hê. Nie omdat hy dit nie nodig het nie. Nie omdat hy dit glad nie sou kon gebruik nie, maar omdat hy weet hoe God se genade werk. Want hy weet, maar hy verdien self niks en God bewys sy genade aan wie hy wil en dis nie iets waarvoor hy dan moet betaal nie.
daarom aanvaar Elisa nie die geskenk. Naaman se lewe word verander en hy wil God alleen aanbid. Daarom vra hy vir die profeet: stuur my grond saam dat ek offers vir God kan bring. Dan lees ons die woorde van vers 18 en dan lyk dit vir ons asof dit hiermee bots, dat Naaman net vir God wil aanbid. Daar's net een ding wat die Here my asseblief sal moet vergewe. As my koning na die tempel van Rimmon toe kom om te aanbid en ek hom moet vergesel en ek dan in die tempel van Rimmon aanbid wanneer hy daar aanbid, mag die Here my dit vergewe. Hoe kan Naaman dit nou sê nadat hy gesê het God is die enigste God? Hoe kan hy sê God is die enigste God, maar ek gaan nou 'n ander God gaan aanbid? En daardie dae was dit die gebruik by al die volke, by Israel ook, dat een van die koning se naaste vertrouelinge sy hand vasgehou het wanneer die koning gebuig het, sodat die koning nie sou neersloeg nie, en 'n bespotting gemaak van hom. So, Naaman as die koning se vertroueling, sou saam met hom in die tempel gegaan het en die koning sou sy hand gekry. En daar staan letterlik as ek daar buig. Hier vertaal die nuwe vertaling die woordjie buig dan met aanbid. Eintlik sê Naaman, as ek die koning ondersteun wanneer hy sy God aanbid, moet die Here my asseblief vergewe. Hy besef nou dat hy in God glo, is daar goed in sy lewe wat met sy geloof gaan bots. Hy besef nou gaan hy skielik by sy werk en situasies kom wat hy moet vra, maar wat wil die Here vir my? Dit is nie asof hy saam met die koning 'n afgod gaan aanbid nie. Hy ondersteun maar net die koning, hy doen net sy werk. Hy sou tog vir die koning van God vertel het as die enigste God wat hom genees het. Hy sou hom vertel het wat gebeur het, maar hy het nie die koning se keelgat probeer aftrek nie. Hom probeer dwing en sê jy gaan nou glo nie. Dit sê nogal iets vir ons oor die manier hoe ons God aan ander mense verkondig. Hy is die God van genade, daarom kan ons iemand probeer dwing om in hom te glo nie. Hy sal dit gee. Naaman se lewe is so verander, dat hy bereid is om sommer dubbel van wat Gehasie van hom gevra het te gee. Met vreugde, sonder om daaraan te dink. Gehasie wat nie God se genade verstaan het nie. Gehasie wat gedink het, mens moet dit verdien. Gehasie wat gedink het dat hierdie Naaman, hierdie vyand van die volk, glad nie God se genade mag kry nie, so ek moet dan homself ook iets uit hierdie transaksie uitkry. So asof dit 'n transaksie is. Gehasie wat nie besef het nie, dat God se genade verrassing is, dat jy dit nie verdien nie. So op hierdie manier wat God ons lewens ook verander. Wanneer hy sy genade aan jou bewys, maak hy dat jy 'n verhouding met hom kan en wil lewe. Dat jy die moeilike vrae oor elke deel van jou lewe vra, maar hoe raak dit my verhouding met God? Dat jy net hom aanbid en daarom behoort ons nie soos Gehasie 'n prys op God se genade te sit. Ons doen dit maklik. Ons maak asof iemand eers iets moet verdien voordat ons nou sal sê ek nou glo jy in die Here. Ons maak asof iemand eers deur 'n klomp hoepels moet spring en voordat ons kan sê nou het jy geloof. So asof geloof van ons af. God se genade verander ons ook dat ons nie die hele tyd op soek is na vertonings en ervarings. Die Heilige Gees werk nie deur vertonings. Ons beleef soms sy werk kragtig, maar hy werk deur die woord. Hier waar jy vandag sit en na die Here se woord luister, is die Heilige Gees besig om in jou te werk. Hier waar jy vandag aan die nagmaaltafel gaan sit, gaan die Heilige Gees jou in die geloof versterk. Die Gees wat ons lei om te besef dat hy gewone mense soos ons, gewone mense soos die slawe meisie en die amptenare van Naaman gebruik om mense na hom toe te lei. Jy gaan nie altyd hulle raak sien.
hy sê, wees getrou daar. Soos die slawe dogtertjie wat gesê het, maar as meneer maar net by die profeet kan hy. Ons ook daar die roeping om getrou te wees, en sê, maar hierdie is wie die Here is. Hierdie is wat hy in jou lewe doen. Maar God se genade maak dat ons meer soos Naaman is, as soos Gehasie. Ons moet vreugde ontdien met alles wat ons is en het. As God se genade is verrassend, dan is dit teenoorgestel van wat ons vind. En nou kan jy vra, waarom nou die groot klem op verrassende genade? Want as dit jou nie verras nie, is dit nie genade. En ons verdien nie om gered word, ons verdien nie om deur die almagtige God liefgehet te word nie. Ons verdien nie die ewige lewe nie. Nou gee God dit vir ons vrylik in ons Here Jesus Christus. Om te sê God se genade is verrassend, is soos om te sê 'n sirkel is rond. Dis eintlik oorbodig. Maar ons moet dit hoor, want ons vergeet dit so maklik. God se genade is verrassend. Sien dit in jou lewe raak. Sien dit in die manier hoe hy jou in jou elke dag se lewe lei en vir jou sorg. Sien dit raak wanneer jy vandag nagmaal gaan gebruik en wees bly daaroor. God se genade verander lewens. Amen. En nou vir ons die verkorte formulier vir die viering van die heilige nagmaal voor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troostryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek, om dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars en toesoekers, egbreekers, horeerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus. Tog kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag. Inteendeel, ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sonde en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem
en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker met die skuldbrief van ons sondes om dit daarom vas te laat. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seun gevul. Hy het helse pyn en smart en bange godsverlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. En eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het, dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die Lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Amen. Laat ons onsself nou vir God verootmoedig in gebed. Ons barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees opregte vertroue in ons harte, om ons al hoe meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom die hemelse brood versterk word. En nie meer in ons sondes nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en dat ons U kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon en ons Heiland te bely, met verlange te wag op sy wederkoms, wanneer hy ons in ewigheid na Hom toe sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die diakens vir ons die nagmaalstafel gaan regkry, gaan ons Psalm 107 sing. Psalm 107 vers 1 en vers 4. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder. Psalm 107 vers 1 en 4.